Diep uit ons harte wil ons U prys, o Heer. Wil ons van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ons verbly en vrolik wees. U naam wil ons besing, o Allerhoogste. Amen. Liewe broers en susters, ek groet julle in die naam van God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Mag daar vir julle genade en vrede wees. Broers en susters, mag ek u vanoggend weer hier in die kerksaal welkom heet. Ek weet nie of u bewus is hoekom ons in die saal bymekaar kom nie. Die veranderinge, verbeteringe, vernuwing wat in die kerkgebou oorkant, wat ons nou al lankal van praat, het uiteindelik begin gebeur. Ons het borge gekry wat omtrent alles, al die kostes daarvan dra, en die proses is daar aan die gang. So vir die volgende paar Sondae, ek dink dit is nou volgende Sondag en die een daarna, is ek reg? Rolf, waar is jy? Sean? Goed, is dit 3 vandag ingesluit of nog 3? Vandag ingesluit nog, is dit 3 Sondae? Waarskynlik, maar nou ja, u sal sien as u aankom. Die aanwysings sal daar wees. Dankie aan almal wat besig is met daardie reëling en aan die borge en aan die werkers. Ons is opgewonde om te sien wat daar gaan uitkom. So, baie welkom hier in die kerksaal en dan aan Magtel Matthee by die klavier. Magtel is eintlik 'n orgelis en sy het my gesê sy is nou nie regtig vreeslik gemaklik op die klavier nie, maar dit gaan heeltemal goed genoeg. So Magtel, baie dankie en dankie dat jy vir ons seën met jou spel. Ons is bly dat jy saam met ons is. Kom ons sing as 'n toewydingslied, lied 167, Jesus, bron van al my vreugde. En ons sal vandag ook, ons gaan 'n bietjie na Paulus en bietjie na Lukas se geskrifte kyk, en dit gaan spesifiek ook gaan, veral uit die geskrifte van Lukas uit, oor hoe Jesus in verskillende mense se lewens op 'n baie spesifieke manier sy liefde, sy genade, sy omgee laat blyk het en die evangelie 'n werklikheid gemaak het. En hierdie lied op die Bach melodie, Jesus bron van al my vreugde, bevestig eintlik ook daardie boodskap wat ons beide by Lukas en by Paulus kry. Kom ons sing dit, lied 167 verse 1 en 2.
Ons gaan vanoggend die wet van die Here. Ek sê dit so 'n bietjie in aanhalingstekens, maar dit is nie regtig wet soos wat hier staan nie, maar tog 'n goeie aanduiding. Maar kan ek net so 'n stukkie humor voordat ons nou by Psalm 19 kom. Hierdie lied wat ons nou pas gesing het. Ons dokters hierso, Martien, Liesbeth, wie's nog dokters hierso? Ons het gesing van waar my hart vol vreugde ruis. En ek dink as julle as dokters nou hoor van harte wat ruis, dan is dit nou nie julle wel 'n bron van vreugde nie. Maar ek hoop julle kon dit ook saam sing soos wat die digter hier dit bedoel het van my hart jubel net van die vreugde. En in daai gesindheid van vreugde kom ons lees die woord van die Here in Psalm 19. Psalm 19. Baie besonderse manier om van die wet van die Here te hoor, maar ook binne 'n bepaalde konteks van jubeling, van bly wees oor dit wat ons van die Here ontvang het. Psalm 19 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Hoewel daar geen spraak en geen woorde is nie en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. Vir die son het hy 'n tent opgeslaan in die hemel. Die son is soos 'n bruidegom wat by sy slaapkamer uitgaan, vol vreugde soos 'n held wat op die pad hardloop. Aan die een kant van die hemel gaan hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalinge van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg. Dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verhelder die oë. Ontsag vir die Here is rein. Dit hou vir altyd stand. Die beslissings van die Here is waar. Dit is almal regverdig. Dit is begeerliker as goud. Ja, begeerliker as 'n oormaat fyn goud. Dit is soeter as heuning, as 'n heuningkoek wat drup. Boonop, u diensknegt word daardeur gewaarsku. Wanneer 'n mens daarby hou, is die beloning groot. Wie het insig in sy onbewuste dwaalings? Spreek my vry, Here, van verborge sondes. Weerhou u diensknegt ook van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woorde van my mond en die bepeinsings van my hart vir u aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Is dit nie 'n pragtige psalm nie? Wat eers vir ons vat na die natuur wat ons rondom ons sien. Die afgelope tyd kon ons ook weer maar net met verstomming en met so heerlikheid sien hoe die lente uitbreek en wat net beleef. Ons verstaan eintlik ten spyte van al die wetenskap wat nou al bygekom het, nie regtig hoe al hierdie dinge gebeur en waar dit vandaan kom, anders as maar net uit die hande van 'n magtige God wat fyn ontwerper is en met alles met liefde en met geweldige fyn ontwerp gemaak het. En kan ons maar net in aanbidding wees wanneer ons uit die natuur van die Here leer. Maar dan die wonder van die woord van die Here wat soos 'n handleiding vir die lewe vir ons bygegee is by die skepping. Ons kan die Here raak sien in die skepping. Maar eers as ons sy woord lees as die handleiding vir die lewe, dan kan ons regtig vry en nuut en goed leef en word die lewe regtig die moeite werd, sinvol, betekenisvol. Kom ons sing hierdie Psalm 19. En ons het die Psalm 19 soos ons uit die ou liedboek, ten minste die ou
wat was dit, die jeugsangbundel, ek weet nie wie van u kan die jeugsangbundel nog onthou, het ons die woorde van Attie van der Kolf, wat Psalm 19 op 'n baie besondere manier gedig het, hergedig het ons gaan haal. Nou, die melodie is een van die van Beethoven se komposisies, en miskien om te sing, verskriklik mooi op die oor, maar om te sing dalk 'n bietjie moeilik. So ek gaan vir Magdel vra om dit net vir ons 'n keer deur te sing. Ja, ons sal dit baie graag wil hoor, Magdel, deur te speel, dat ons net die melodie weer op die ore ken. Dis 'n baie bekende melodie. En dan gaan ons dit sing, die sanggroep gaan ook vir ons lekker sterk na vore kom. En kom ons kyk of ons dit reg kry om hierdie pragtige beruiming van Attie van der Kolf van Psalm 19 te sing as 'n belydenis. Here, ons aanbid U as die groot Skepper, en Here, dankie vir U woord wat vir ons die handleiding vir die lewe is. Kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie vir dit wat ons nou pas met hierdie pragtige lied kon bely. Dankie vir die
ongelooflike wonder van die skepping en dat ons in die fyn ontwerp en in die pragt daarvan iets van u kan leer ken, iets van u hart, iets van u omgee, iets van die geweldige krag waarmee u werk, maar ook iets van die fyn detail, die kleinste detail, die kleinste omgee, in die kleinste blommetjie, in die kleinste goggetjie. En daarmee saam ook in elkeen van ons se lewe, klein soos wat ons voor u is, dat u vir ons die belofte gegee het, dat ons soveel meer werd is, as die klein mossies, die gras in die veld wat so mooi is, die goggetjies wat daar vlieg, en dat u elkeen van ons in die hand hou. En dankie vir die woord wat u vir ons gegee het, as 'n riglyn vir elkeen van ons se lewenspad. En ons wil vra dat wanneer ons nou weer uit die woord gaan lees, dat ons opnuut dit weer sal ontdek as 'n riglyn en as 'n ontmoetingspunt met u vir hierdie dag waarin ons leef. Dankie vir die woord, dankie vir die genade, dankie vir die teenwoordigheid van die Gees in ons lewens. Dankie vir die belofte, Here Jesus, dat deur u Gees u werklik die teenwoordige Jesus is, wat na elkeen van ons uitreik, te midde van die werklikhede van elke dag waarbinne ons leef. So as ons dan nou lees, maak ons harte deur die Gees oop en salf asseblief ook my eie woorde, sodat dit wat oorkom betekenis sal hê, soos wat u dit wil hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, op die afkondiging, wat noem mense dit, hierdie WhatsApp boodskap wat u gekry het, die van u wat dit gekry het, sou u gesien het dat ons praat oor die tema dat die Here met ons individueel praat en dat sy genade uniek is vir elkeen van ons lewenssituasie vir elke dag. En dis wat ek graag uit die werk van Paulus en die werk van Lukas vandag met u wil deel. Nou om daarby uit te kom, wil ek net eers so 'n stukkie vertel, bietjie interessante inligting wat vir my interessant is. Ek weet nie of dit vir u ook interessant sal wees nie. Sommige van ons hou van statistiek, ander is nie so lief vir statistiek nie. Maar nou ja, ek hoop u gaan dit ook interessant vind, want vir my was dit baie interessant. Het julle vir ons daai op die skerm die statistiek. Dis so 'n bietjie 'n weerklank op die luidspreker is, nee, dankie. Nou waarna ek eers net wil verwys is die interessante vraag, wat was die beroepe van die skrywers wat geskryf het aan die Nuwe Testament? Nou is dit vir my nogal 'n interessante ding as ons nou vir die Heilige Gees soms raad gegee het, want ons glo dat die Heilige Gees mense geïnspireer het en dat hy mense gebruik het vanuit hulle agtergrond, teen hulle lewenservaring, hulle gebruik het om die Nuwe Testament te skryf, wel trouens die hele Bybel. Maar goed, vanoggend praat ons oor die Nuwe Testament spesifiek. En kan ons aanvaar dat die Heilige Gees mense sou gebruik het binne hulle situasie, teen die agtergrond, teen hulle eie ervaring wat hulle deur die loop van die lewe gehad het. Nou as ons nou vanoggend hier nou 'n vergaderingkie moes hou en sê goed, ons wil nou 'n boek skryf oor die feit dat God ingegryp het in die wêreldgeskiedenis en vir mense vertel van die betekenis daarvan, wie sou ons gekies het? En ek dink ons sou nogal geneig gewees het om nou te sê, jong, die dominees is nou opgelei vir daai job. So kom ons kry 'n paneel van teoloë en van dominees en hulle sal vir ons die ding mooi opskryf. Nou is dit baie interessant dat dit blykbaar nie is hoe die Heilige Gees gedink het, as ek nou met respek dit op so 'n manier kan uitdruk. As ons kyk na die tabel, dan het ons daar
paar van die skrywers. Daar's 'n teoloog, bekende teoloog met die naam van Paulus wat geskryf het. En ek het sommer maar net gegaan in een van die vertalings van die Bybel se bladsye getel. Daai vertaling het 302 bladsye gehad. En van die 302 bladsye het die teoloog 26% geskryf. En ander mense, nie teoloë, miskien was 'n Hebreëbrief skrywer ook 'n teoloog, ons weet glad nie wie dit is nie, maar goed. Die bekende teoloog 26% en die ander mense wat nie teoloë was nie 74%. Nou dit sê nogal iets, is dit nie? So 'n bietjie anderster as wat ons miskien nou klompie skrywers sou saamgestel het. Maar goed, ek wil graag oor Paulus en Lukas vandag vertel. En dis baie interessant as 'n mens kyk na Paulus, die teoloog, dan het hy 26% van die Nuwe Testament geskryf en die dokter Martin 25%. Teoloog was net voor gewees. Maar die dokter het 'n geweldige groot rol gespeel om die Nuwe Testament daar te stel. En saam die twee, Paulus en Lukas, het 'n meerderheid van die Nuwe Testament geskryf. Net, maar wel 51% van dit wat gelewer is. Nou ja, so 'n interessante stukkie statistiek. Kom ons praat oor Paulus en Lukas. Wat was hulle verhouding? Want Paulus het nou geskryf en Lukas het geskryf. Het hulle heeltemal onafhanklik van mekaar geskryf of het die twee van mekaar geweet? En dis baie interessant as ons nou die Lukas se eie geskrif in Handelinge gaan deurlees. Dan kan ons agterkom dat Lukas nogal taamlik intensief met Paulus saamgereis het. Paulus se eerste sendingreis min of meer in 49 na Christus plaasgevind. Lukas was toe nie daar betrokke nie. Sy tweede sendingreis was nie te lank daarna nie, in die vroeë 50 na Christus. En dan vind die derde sendingreis plaas, 60 tot 61 na Christus, en daar's Lukas al die pad saam. So Lukas het beslis die geleentheid gehad om na Paulus se uiteensetting van hoe hy die evangelie verstaan het en hoe die Gees in hom gewerk het, hoe hy die evangelie uiteengesit het en verduidelik het. Nou teen daardie tyd, hier by 60 tot 61, het Paulus nou al klaar 'n hele klompie van sy boeke geskryf. 1 Tessalonisense byvoorbeeld het hy in die jaar 49 volgens navorsing geskryf. Galasiërs min of meer 55 na Christus, Romeine 57 na Christus, 1 en 2 Korinte 55, 56 na Christus. En dan is Paulus oorlede volgens die beste inligting wat ons het, min of meer 65 na Christus. Wanneer het Lukas se evangelie ontstaan? Beste navorsing sê vir ons dat dit 'n hele klompie jare nadat Paulus dood is, geskryf is. Lukas se evangelie en die boek Handelinge is ergens tussen die jare 80 na 90 deur Lukas opgestel. Lukas moes toe seker ook al redelik oud gewees het, so die van ons wie se jare nou al 'n bietjie gehardloop het. Ons kan nou maar by Lukas leer, ou gaan lê ook nie sommer net nie. Maar goed, so Paulus skryf vroeg in die jare na Christus sy briewe en Lukas se evangelie kom 'n bietjie later. Mense sou amper dink dit moet andersom wees. Mense dink baie keer die verhaal van Jesus se werklike optrede het eers gekom en dan die briewe van Paulus, maar dit is die geskiedenis sê vir ons nee, dit was andersom gewees. Volgende vraag: wat het hulle geskryf om die evangelie van Jesus te verduidelik? Paulus het teologie geskryf. Hy's 'n teoloog, so hy skryf teologie. Hy het diep beredenerings om te verduidelik wat die evangelie van Jesus Christus beteken. Lukas weer het verhale geskryf oor hoe mense deur Jesus Christus aangeraak is. So die produk wat hulle gelewer het, is
heel verskillend. En daarom as ons na die opsommings luister, wat die twee nou vir ons van die evangelie gegee het, dan hoor ons dit klink ook heel wat anderster as mekaar sinne. Die opsomming wat Paulus vir ons van die evangelie gee, kry ons in Romeine 1 vers 17 en 18. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot verlossing van elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar die geregtigheid van God, geheel en al berus dit op geloof, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal hy lewe. So daar hoor u dat as hy die evangelie beskryf, dan is dit 'n verduideliking van wat die betekenis is, in terme van, ons sou kon sê, 'n bietjie intellektuele gedagte, 'n verduideliking van dat die geregtigheid gegee word aan ons deur die geloof en so aan. Pragtige woorde, en dis natuurlik ook hierdie woorde wat invloed uitgeoefen het op Martin Luther en wat die begin van die hele hervorming was. So, ons het die woorde van die teoloog nodig, want dit bring 'n bepaalde verstaan en 'n bepaalde interpretasie waarmee ons ook kan saamleef en waarmee ons die evangelie ons eie kan maak vir ons. So, dis Paulus se oplossing, is 'n opsomming van die evangelie. Kom ons luister na hoe klink Lukas se opsomming van die evangelie. Om die evangelie op te som, om die goeie nuus oor die lewe van Jesus op te som, lees ons in Lukas 4 vers 18. Dis nou waar Jesus terug is in Nasaret en vir die mense sê waaroor gaan sy bediening. Boekrol is aan hom gegee en hy het toe nou gevra vir die boekrol van Jesaja en om 'n verduideliking te gee en vir Lukas om 'n opsomming te gee van die evangelie van Jesus Christus. Hoor hoe klink dit? Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arm mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig, dat hulle vrygelaat sal word, vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry, om die genadejaar van die Here aan te kondig. So daar hoor ons dat die dokter, met die oë van die dokter en die hart van die dokter, na Jesus se geskiedenis gekyk het. Ons lees in Lukas 1, dat hy sê, ek het dit gaan navors, want Lukas was nie self een van Jesus se disippels nie. So hy het gaan navors, en uit die navorsing het hy met sy dokterhart, met sy omgee hart, met sy raaksien van mense se situasie hart, het hy kon hy die boodskap opsom deur te sê, blindes sien weer, en hy sou ook gesê het, horendes loop, gevangenes word vrygelaat, ensovoorts. So hy noem spesifiek wat gebeur met mense in hulle lewensgeskiedenis wat deur Jesus aangeraak is, terwyl Paulus die breë verduideliking daarvan gee. Nou, hoe het dit nou gekom? Ek het so 'n bietjie, nou maar my eie interpretasie nou, hoe het dit gekom dat Lukas wat die pad saam met Paulus geloop het, op heeltemal 'n ander manier die evangelie beskryf het. Nie dat Paulus se manier verkeerd is nie, inteendeel, ons leer geweldig baie by hom. Maar ek dink Lukas het ook so 'n bietjie geluister en toe het hy onder leiding van die Gees sê, maar ek moet so 'n bietjie 'n ander angle vat, ek moet so 'n bietjie van 'n ander kant af inkom. Paulus was, as die teoloog, as die dominee, was bekend vir lang preke. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 20, vers 7 tot 12, daar die interessante geskiedenis van hoe hy die evangelie verduidelik het aan 'n bepaalde groep mense tot laat in die nag, tot so mate dat hierdie arme jong man wat in die venster gesit het om bietjie vars lug te kry, aan die slaap geraak het en uitgeval het en hulle het hom vir dood opgetel. En Paulus het afgehardloop en gehelp dat hy nou weer geresusciteer word. By die dokter so mooi woord geleer. En dat hy weer aangaan. En dan lees ons verder dat Paulus aangegaan het tot die son opgekom het.
So hy was bekend vir lang preke. En dan was hy ook maar moeilik om te verstaan. As jy nou 2 Petrus 3 vers 15 en 16 gaan lees, dan lees ons daar dat Petrus geweldige waardering het vir die goed wat Paulus geskryf het. Maar dan sê as so 'n bygedagte, maar baie daarvan is maar moeilik om te verstaan. So, nou is Lukas saam met Paulus op reis en hy is aan hierdie lang preke wat moeilik verstaanbaar is volgens Petrus se belydenis. Moes hy deurstaan, geweldig baie geleer, baie van die evangelie leer verstaan. Maar toe het hy besluit, maar ek moet die mense maar daarom so 'n bietjie op 'n ander manier help. En het glo ons het die Gees vir hom ook begelei om die evangelie op 'n ander manier te verduidelik. Lukas het toe nou onder leiding van die Gees gesê, kom ons vat so 'n bietjie 'n ander invalshoek. En ons vertel die storie agter hierdie partykeer bietjie ingewikkelde teologie van Paulus. En daardie storie is van hoe Jesus eenvoudige mense se lewens aangeraak het. En onder Lukas se pen word die stories van eenvoudige mense se ontmoeting met Jesus, word hulle stories die storie van die evangelie. Lukas vertel vir ons die storie van die jong meisie Maria, Lukas 1 vers 26, wat deur die Heilige Gees aangeraak is. Hy vertel van skaapwagters, Lukas 2 vers 8, wat die eerste getuies van die wonder van God se verlossingsplan geword het. Lukas vertel van ons van die ou afgeleefde Simeon, wat vrede kry as hy die kindjie Jesus kan vashou en sê, nou het die Here sy genade aan my geopenbaar. En so kan ons aangaan deur die boek van Lukas, deur die evangelie van Lukas. Ons lees byvoorbeeld van die genesing van die uitgeworpe melaatse. Ons lees van die verlamde, die 2 in Lukas 5. Ons lees van die man wat die gebruik van sy hande verloor het, daar staan van sy verdorde hand. En wat Jesus op 'n Sabbatdag gesond gemaak het, en ons lees van hoe die Fariseërs, die godsdienstige leiers van daai tyd, beswaar gemaak het dat Jesus op die Sabbatdag te doen, en hoe Jesus ook vir hulle 'n boodskap het om te sê, maar dit gaan meer as oor die vorm godsdiens. Dit gaan oor die feit dat God kom om mense in hulle situasie te verlos, en as ons dit op die Sabbat kan doen, dan is dit juis waaroor die Sabbat gaan. Ons lees dat Jesus die slaaf wat geen status in die gemeenskap gehad het nie, aanraak en genees, hoofstuk 7 vers 11. Ons lees van die vrou wat in 'n net van prostitusie vasgevang was, dat Jesus vir haar bevryding bring, terwyl soveel in die gemeenskap haar verwerp het. Jesus erken die gelyke waarde van vroue, wat geen status in die destydse gemeenskap gehad het nie. Lukas 8, dis waar ons dit lees. En so kan ons deur die evangelie van Lukas blaai, en telkens deur die dokter se skerp oë, wat mense in hulle situasie raak sien ons hoe die evangelie lewe kry en 'n werklikheid word in die lewe van gewone mense. Tot waar Jesus vergifnis afsmeek vir die soldate wat hom aan die kruis vasspyker, en waar hy die hemel oopsluit vir die gekruisigde wat in sy verlorenheid en in sy sterwensnood langs Jesus aan die kruis hang. Nou is die vraag, wat sê die manier van hoe Lukas die evangelie geskryf het? Wat sê dit vir ons? Wat vertel dit vir ons? Wat vertel hierdie dat hy heeltemal 'n ander benadering het? Hy bedryf nie die teologiese pad om teologies te verduidelik wat die evangelie beteken nie.
Maar hy het dit gehoor en hy het die teologie waarskynlik goed verstaan, maar hy het net gesê, maar kom ons vat ook 'n ander hoek, want die evangelie moet ook op 'n ander manier gehoor word. Elkeen van die verhale vertel vir ons van die unieke ontmoeting met die teenwoordige Jesus, van elkeen van daai mense in hulle spesifieke situasie, hoe Jesus hulle ontmoet het. Elkeen anders, maar elkeen ook iets van dieselfde. Iets van dieselfde teologie waarvan, of dieselfde waarheid waarvan Paulus gepraat het, verskyn op verskillende maniere in verskillende mense se lewens, omdat Jesus mense in hulle situasie raak sien en die genade en die krag van die evangelie in daardie situasie laat gebeur. Uniek volgens elkeen se situasie, uniek volgens die sorg wat die teenwoordige Jesus in daardie situasie inbring. Die unieke genade vir die melaatse, die unieke genade vir die blinde, vir die verstotene, vir die besetene, vir die vasgeloopte vrou, ook vir die visserman, die tolhekoperateur Matteus, die godsdienstige leier, die slaaf van die gehate Romeinse offisier. Vir elkeen van hulle kom die evangelie uniek, sodat dit werklik op 'n unieke manier vir elkeen betekenis kry. So kry die belydenis van Paulus, die teoloog, dan gesigte. Kry dit die hande en die voete, die lewe van die mense na wie toe dit kom. So sien ons hoe die genade waarvan Paulus jare tevore geskryf het, in die praktyk lyk. En as Paulus dit dan opsom, dan sê hy, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy geglo het, sal lewe. En as Lukas dit opsom, sê hy, Jesus is gestuur vir die vrylating van gevangenes, vir die herstel van gesig van blindes, vir die bevryding van onderdruktes, om die genade van die Here prakties in mense se lewens te laat gebeur. In die lewens van almal wie se verhale hy aanraak en van wie Lukas vertel. Verhale wat die praktiese gesig van die evangelie word. En so gaan Lukas dan voort in sy tweede boek, die boek Handelinge. Na hy die evangelie van hande van Lukas geskryf het, gaan hy in Handelinge voort en vertel die verhale van hoe letterlik duisende mense deur die gees van die teenwoordige Jesus aangeraak is. Vir elkeen is daar 'n unieke manier waarop die gees van die teenwoordige Jesus hom aanraak. En is dit baie interessant dat Jesus dit ook vir ons sê. Julle wat my getuies moet wees, julle wat hierdie boodskap nou moet gaan dra, gaan doen dit in Jerusalem, gaan doen dit in Judea, gaan doen dit in Samaria, en gaan doen dit tot die uithoeke van die aarde, en tot in alle tye wat kom, sodat die aanraking van die teenwoordige Jesus uiteindelik ook in ons eie lewens, soos wat ons vandag hier sit, kan opduik en 'n werklikheid kan word. En dit is die wonder van hierdie kombinasie Lukas, Paulus, wat die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, dat ons uiteindelik besef dat die evangelie ook vir elkeen van ons waar word in ons eie lewens, in ons eie situasie. En elkeen van ons wat nou vanoggend hier sit, het 'n eie unieke situasie. En jy weet wat jou situasie is. Jy weet wat jou uitdagings in die lewe is. Jy wat jou vreugdes en ook jou node het. Die unieke genade vir elke dag kom ook uniek na jou toe. En moet ons ook leer om meer en meer en meer die Here Jesus te vra, die teenwoordige Jesus wat teenwoordig is deur sy Heilige Gees, om regtig met my te praat binne in my unieke situasie, sodat ek ook dag vir dag die genade uniek kan ontvang. Daarom is dit so fantasties dat ons eintlik die afgelope tyd ook 'n paar geleenthede hier in die
kerk so iets daarvan kon hoor, van die genade. Johan, ek dink terug aan jou vertelling van jou ervaring, jou en Talita se ervaring, toe jy in die COVID-tyd in die hospitaal was. Ek was nie self hier nie, maar ek het die bandjie daarvan gesien. En hoe jy kon getuig, hoe die genade van die Here Jesus werklik prakties, sigbaar, tasbaar in daardie situasie teenwoordig is. Ons het nou die dag vir Piet gehad met 'n videoetjie wat Piet wat met ons kon deel. Hoe na die afsterwe van tydens die lang siekbed van Hester, die genade van God vir julle aangeraak het en hoe julle in daardie tyd vrede kon kry. Ek onthou 'n paar dae voor Hester dood is, wat ons by julle gekuier het, wat sy met 'n stralende gesig, sy kon nie meer self praat nie, sy het hierdie masjienkie wat namens haar stem gemaak het, net gesê, maar ek is op pad hemel toe, ek het vrede. En hoe jy self ook vrede beleef, waarvan jy vir ons kon getuig. Ons dink aan Rolf, wat verlede week ook in die boodskap vir ons kan sê, die belewenis van nadat hulle Claudie kind in 'n vratsongeluk oorlede is. Hoe die swaar partykeer net te groot is om te dra. Maar hoe ons Rolf tog in jou en in Antoinette se lewe kan getuig daarvan, dat met 'n nood wat te swaar is om te dra, julle tog in die skaduwee van die Jesusboom kon gaan sit. En ook kon aangaan. Terwyl ek besig was om hierdie preek voor te berei, het ek ook aan my eie pa gedink. Ek weet nie vir wie ek het al vertel het nie, ek het 'n sussiekie wat net jonger as ek is, in 'n fietsongeluk verloor. En hoe dit vir my ouers, soos wat Rolf vir ons vertel het, net te swaar was om te dra. Ek kan heel wat vertel van die belewennisse van hoe dit te swaar was. Maar die prentjie wat ek van my pa en my ma het, is dat selfs tot in sy ou krom daar, dat hulle elke oggend uit langs my ma op die bed gaan sit met die woord van die Here oop. En wat hulle in die skaduwee van die Here Jesus, wat hulle aangeraak het, gaan sit het, ten spyte van die hartseer wat selfs 40 jaar en 50 jaar nadat Engela dood is. Die hartseer wat nooit heeltemal weggegaan het nie. Maar dat hulle in die skaduwee van die teenwoordige Jesus kon sit. Ek en Magdal het nou die oggend gesels en sy het gesê, ek kan dit maar noem, haar stiefdogter, maar dogter in die huis, vir wie hulle lief is, wat met 'n ernstige vorm van kanker gediagnoseer is. En ons kan ons maar net ook uit die ervarings uit voorstel, dat dit ook vir julle 'n baie swaar situasie is. En dat jy ten spyte daarvan jou werk by die universiteit kan voortgaan en studente kan seën met jou daaglikse werk wat jy met hulle doen, en dat jy kan kom en saam met ons 'n aanbiddingslied en 'n vreugdelied kan kom speel en ons daarmee seën. Ten spyte van die harde werklikheid van die lewe. En daarin sien ons dat jy ook, en ek glo jou man ook, en julle as gesin ook saam, in die skaduwee van die teenwoordige Jesus sit. En dat julle sy aanraking beleef, hoewel dit waarskynlik party daar ook te swaar is om te dra, maar tog kan aangaan. En ons dink aan julle. Ons dink aan almal. En so kan ons aangaan. Ons het onlangs van Nick en Hester in 'n sekere sin bietjie afskeid geneem, dat hulle nie meer so aktief met die bedieningsgoed hier besig is nie. En ons weet ook van die swaar wat daar is, die ou lyf wat nie meer heeltemal wil nie. En nou ja, alles wat daarmee saamgaan. En tog weet ons ook
Dit is my net altyd so fantasties as ek na Nick luister en wanneer Nick begin bid, dan is dit asof ons in die troonkamer van die Here staan. En ten spyte van die uiterlike mens wat vergaan, is die innerlike mens steeds vernuwe. So broer en suster, wat maak ons met hierdie twee skrywers van die evangelie? By Paulus het ons geleer dat ons in geloof na Jesus kan gaan, na God kan gaan en sy genade kan ontvang, selfs al verdien ons dit nie. By Lukas het ons in die praktyk geleer wat dit beteken, hoe die evangelie vir ons uniek aanraak, elkeen in sy situasie, sodat elkeen van ons met ons lewenssituasie, in gebed, in aanbidding, in meditasie van die woord, in lofsang hier by die kerk, in ons getuienis teenoor mekaar, ons storie met Jesus kan deel en kan ervaar hoe my storie deel word van die praktiese beskrywing van die evangelie, die praktiese uitlewing van die evangelie waarvan Lukas vir ons so mooi vertel het. En dan kan ons terugkom by Paulus, die teoloog, wat hierdie goed alles deurleef het, en wat op sy teologiese manier, dit op so 'n manier uitgespel het, dat ons ook net kan sê, Here, dit is wat ek glo, en dit is waarby ek leef. Romeine 8, vers 31 tot 39. Kom ons luister hoe die teoloog dan die genade en die feit dat God elkeen van ons aanraak en in ons eie verhale inwerk, hoe hy dit verwoord. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vrygespreek het. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos daar geskryf staan, ter wille van u word ons die hele tyd aan die dood oorgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaar, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoopte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Neem die bevestiging van Lukas, dat Jesus inspreek en invoel en inraak sien in jou geskiedenis en in jou lewe, as 'n belofte dat hy saam met jou is, selfs al is dit by tye net te swaar om te dra, dan rus jy maar in sy skaduwee. Maar dan kan ons ook weer opstaan en leef in sy krag. Neem dit en laat dit vir jou 'n werklikheid word, dat die teenwoordige Jesus ook vir jou in jou spesifieke lewenssituasie vashou en word daarom daagliks stil en steek die hande uit in gebed, in meditasie van die woord, dat hy ook met jou 'n pad kan loop
met jou en die mense saam met jou. Mag u dit beleef. Kom ons help mekaar ook om vanuit hierdie wete in ons unieke lewensverhale die krag van die evangelie te verstaan en dit uit te leef. Kom ons bid saam. Ek gaan ons voor in gebed en as deel van die gebed gaan ons oor daartoe om ook 'n gedeelte van die lied wat ek in my gebed gaan aanhaal te sing. Jy sal hoor wanneer die klavier begin speel, die woorde sal op die bord wees en dan bid ons dit saam. Kom ons buig die hoofde. Dankie Here dat u ons raak sien en ons ontmoet net soos ons is en ook net waar ons is. Dankie dat u ons vashou as ons stikkend is. Dankie dat u op ons lewensverhale inkom en aan ons u vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En ook die vreugde wat met die verlossing gepaard gaan. Maak ons dan nou ook draers van u vrede in mekaar se lewens en in ander se lewens in. As ons u ontmoet het, dat ons dit ook met ander sal deel. Laat Heer u vrede deur ons vloei. Laat waar haat is, ek daar liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees met die troos wat u gee. En laat ons krag uitleef deur geloof in u, o Here. Here, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Broers en susters, daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. En daarna gaan ek 'n aantal afkondigings net maak en gaan ons oor na die slotlied.
by nou die verjaarsdae, nuwe intrekkers. Is hier iemand wat vanoggend eerste keer saam met ons is? Niemand nie, maar goed. Verjaarsdag. Ek wil hom eers noem. Ons het die week 21ste verjaarsdag gehad. Johan en Talita se dogter Clarine het 21, is dit Woensdag gewees, Vrydag? Woensdag. Nou maar toe. En sy is nou vanoggend hier nie, want sy kerk in Universiteitsoord. Maar ek is seker, ons kan maar vir pa en ma. Ek en Johan het gister met mekaar gekommunikeer en gesê, dis nou wel simbolies van, sy is al lank al 'n groot mens, maar nou simbolies is sy nou van Vrydag amptelik 'n groot mens. En vir pa en ma. En wat van die ma? Ja. Dit is tog 'n besondere geleentheid as 'n mens so 'n bietjie kan vier van die genade van hom ons kinders deur te bring tot op hierdie punt. Iemand anders wat in die komende week verjaar? Asai. Baie geluk en seënwense vir die jaar wat kom. Nog iemand? Dankie Rolf. Ek weet nie of jy weet nie, maar ons gemeente is hierdie week 83 jaar, en ek sien Rolf hier geskryf 83 jaar jonk, want ons is nuut en vibrerend aan die gang, glo ek. Maar tog 83 jaar van genade, en ons kyk ook graag, nadat ons teruggekyk het, erkentelik, kyk ons graag ook vorentoe vir die tyd wat kom. En daar is roomys na die diens. So asseblief moenie loop voordat jy nie jou verjaarsdag roomys geëet het nie. Dan ons het vir Magtel welkom gesê by die klavier, en ek hoop volgende keer as jy gaan speel, gaan dit terug op die orgel wees. Dan die Storms van die Lewe kursus wat voortgaan 10:15 vandag in die konsistorie. Woordgesprek begin weer Woensdag aand, en die beskrywing wat Rolf ons hier gegee het, soms voel dit asof die wêreld te vinnig draai. Daar was mos daai liedjie gewees, Stop the World, I Wanna Get Off. Die wêreld te vinnig draai, te vol geraas, te min hoop. Ons laaste woordgesprekke van die jaar begin dan nou Woensdag aand 18:30. Ons nooi jou om vir 'n oomblik stil te staan, asem te haal en weer te hoor wat ons bid. Wat dit beteken wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek gaan ook hierdie lees, Rolf, wat jy geskryf het, ons reis saam van Paasfees tot Wederkoms, van die nuwe wêreld wat al begin het, tot die hoop op die wêreld wat nog kom. Kom luister, dink en gesels saam oor hoe die koninkryk van God vandag sigbaar word. En ek dink dit sluit ook baie nou aan by wat ons pas oor gepraat het. In jou lewe, in jou verhouding, jouself in 'n stukkende wêreld. En dan die 4 woordgesprekke gaan oor hoop, verwondering en die wêreld soos God dit bedoel het. Ons praat ook oor hoe jy met iemand praat wat nie in Jesus glo nie, en ons praat ook oor die wederkoms. So 'n paar sulke temas wat saam plaasvind. Pilatesklasse weer hier in die saal Woensdag 9:00. Die seminar oor dementia is op 15 Oktober by ons tuis, en jy kan vir Michiel, as jy nog nie daarbij ingeskakel is nie en graag wil deelneem, skakel net vir Michiel vir meer inligting. Die seniors gaan donderdag na Ludwig Rose toe, as ek reg is. Ons vertrek, of hulle vertrek 9:30 vanaf die kerk. U moet asseblief, die van u wat hier is vandag, wat wil saamgaan, by die inligtingstoonbank sommer net hier agter na kerk beskryf. En dan, nou ja, die opknapping van die kerkgebou het ons oor gepraat, 3 Sondae vandag ingesluit, wat ons hier in die saal byeenkom. En dan, maar net as, daar is nou feitelik vir 'n groot deel van die kostes borgskappe gewees, maar alles is nog nie heeltemal deur borgskappe gedek nie, en ons wil nie graag in die bedryfsfinansies van die gemeente ingaan daarvoor nie. So die van u wat bydraes kan maak nog vir die spesifiek vir die opgradering en die opknappings, sal ons graag wil hê dat u ook daarvoor iets sal bybring. Dan die Sideline Solution opleiding. Ons het gister hier in die saal
wonderlike geleentheid gehad. Dr. Martin is in kontak met Hospivisie en ook uit die aard van die saak met sy werk by die universiteit met die mediese studente. En die Christen Geneesheerbond, Christian Medical Fellowship, het jare terug al 'n kursus ontwerp wat hulle noem Saline Solution. Dit gaan oor saline is nou hierdie wat jy ingespuit word of die drip opgesit word wanneer jy dit nodig het. En dit gaan oor die metafoor van net genoeg sout. En die kursus, Saline Solution kursus, leer dokters en ander verwante mediese beroepe oor hoe om wanneer hulle met hulle pasiënte werk, ook die evangelie op so 'n manier te kan deel, dat dit nie mense afskrik nie, maar dit in die spreekkamer, in die praktyk van die dokter, ook die belewenis is van, hier is iets van 'n Jesus teenwoordigheid, wanneer ek die dokter kom sien. Nou, dis 'n wonderlike kursus en eerste groepie studente van die mediese fakulteit en verwante mediese wetenskappe is gister in hierdie saal deur Martin en 'n paar ander mense opgelei en daar het u 'n paar foto's gesien van wat hier gebeur het. So Martin, baie dankie en ook vir jou kollegas. Ek het die hele dag hier ingesit en was weer net verstom oor hoe die mediese beroep ook kan oorgaan en in die wêreld van evangelisering wonderlike inset kan maak. En ek glo die kursus sal weer aangebied word op 'n later stadium en dan gaan ons ook graag vir die res van die gemeente wil uitnooi, want ek dink vir elkeen van ons, vir my as 'n nie mediese persoon, was dit geweldig baie werd. Martin, die Here seën vir julle ook in daardie werk en dra asseblief ook ons dank en voorbereiding ook oor aan die ander kollegas wat daarmee saamgewerk het. Dan laaste, Walda het net gevra, die blomme gaan vir Elsabie Voigt, die wat siek is van ons tuis en die van u wat dit na Elsabie kan neem. Ons sal bly wees as u dit kan kry en vir Elsabie kan neem. Kom ons sluit af. Slotlied, gesang 464. Ek gaan vir u ook weer die eerste strofe lees, die eerste vers lees. En dan kom Magdal in en sing ons die derde en die vierde verse saam. Dit gaan oor, die derde vers gaan oor die seun van mens, van God wat mens word en sy koningsheerskappy hier vestig, maak hy heel wat gebreek is. En dan vers 4, hy maak deurdat hy in ons geskiedenis inwerk en ons in ons geskiedenis, elkeen van ons in ons eie lewensverhaal aanraak, maak hy ons deel van al sy grootse werke. En dit is wat ons in vers 4 ook gaan sing. Dis die bekende, O Heer my God, ek begin deur die eerste vers te lees en u val by vers 3 in. Kom ons sing dit as 'n toewydingsgebed, ek lees dit as 'n toewydingsgebed en ons sing dan daardie verse as 'n toewydingsgebed. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u? Hoe groot is u? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, u groote naam.
Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons, van u, sal bly. Amen.